Jy weet, die een sondag dan groet ek hierdie blok, en die ander sondag dan groet ek daai blok. Nou sien ek iets van julle, wat as julle weet ek gaan daar groet, dan skryf julle so toe. En as julle, dan sal nog weer ander wat, as hulle sien ek groet hierso, dan kom hulle hierdie kant. Maar ek het nou hierdie sondag hier gegroet, so volgende sondag sal jy hier daar sit. Nou ja, geliefdes, baie welkom. Ek wil regtig sê, dit is my so lekker om julle te kan groet, en sommer net te kan sien hoeveel van julle wat weer trauma is, wat weer operasies is weer terug. Hier was op 'n stadium 5, 6, 7 van julle wat geopereer is, en ek weet julle het 'n bietjie met staalvoeters teruggekom. So oppas van die metaal van klip, vir daai staal heup en so. Maar goed, dis lekker om te weet dat die Here vir ons goed is, want dit is ook so dat daar 'n leesplek vir ons is, omdat mense treur, mense iemand verloor het in die dood, en ons is 'n familie in die Here Jesus, en ons gee ons om vir mekaar. En as ek nou sommer na Emmy daar agter kyk, dan Emmy, dan wil ek sommer vir julle vra, jy sommer net 'n drukkie, sympatiseer sommer net met haar, julle het daar nie sommer gesien nadat Leon oorlede is nie, Emmy besluit dit, sodat ons hierdie liefde wys, en ons is nie onpersoonlik nie, ons is mense, wat vir mekaar regtig omgee, en wat dit vir mekaar moet uitleef. Ek wil ook sommer sê, baie welkom aan ons hele doopfamilie vanoggend. Nou wat ek vanaf onthou, is Henny en Hanlie vader, en dan Anita. Anita, jou van is Loma. Henny en Hanlie is daar van Douglas af, en ons dooppaar is dan Jeanette en Hendy vader, en kleinmoed Jan gaan gedoop word, en Henry gaan inbring, sy boetie. Ja, ons het iets baie moois wat ons vanoggend gaan beleef, en julle almal vasgegordel, heeltemal reg, veilig, skal met die reis begin. Goed, ek sien jy sê is reg genoeg. Ja, geliefdes, ek wil sommer net een en ander vir julle vra, dat ons asseblief ook dan nie vir Willie Pretorius in ons voorbidding sal vergeet. Ek kyk nou hierso na, nou het ek jou naam uit, is mense in ons gemeente wat getuig dat hulle onder hierdie bedieninge, nie myne nie, hierdie bediening genees is, en genees is ook van kanker. So ons moet nie onderskat wat die Here tussen ons doen en vir ons doen, maar ook deur ons doen. En jy moet nooit die krag, en ek wil ook vir die kinders dit ook sê, moet nooit die krag van die gebed wat jy bid onderskat. Ek weet nie of die Here hom steur aan duisende gebede nie. Ek weet ook nie of hy hom net steur aan een gebed. Maar wat ek wel weet is, ergens luister die Here en gee hy dit wat ons vra. Of soos wat hy dan wil. Maar ek wil regtig vra dat ons sal bid om Willie Pretorius. Hulle het onlangs so 6, 8 maande gelede in die gemeente ingetrek. Hy is op hierdie oomblik is hy in saal R en ek sien die eenheid, en hy het 'n baie moeilike week agter die rug. So ons vra vir julle asseblief. Dan die ander kolleger daarvan Hillendale Care, ook 'n draai in die hospitaal gemaak. En Bram Eckhart, ook een van ons nuwe gesinne wat deel geword het van die bedieninge. Jou Bram het die afgelope week 'n moeilike week agter die rug. Ek het die foto's gesien van hoe sy binnekant lyk. En hulle was baie bang daarvoor dat hulle nie geweet of dit dan kanker is. Maar ek wil net sê, sê dit bietjie halleluja, want dit is nie kanker nie. Halleluja, die Here is ons regtig baie goed, hy skuld ons niks. Maar dit is lekker as dit dan ook so gebeur, maar dan kan ons mekaar ook sê, as dit dan kanker is, dan sê ons ook halleluja, want niemand is alleen binne in daai lyding. 'n volgende persoon is dan ook Hannes Pyper. Hannes Pyper is nog in die hospitaal, hy het 'n baie onbekende, vreemde virusinfeksie gehad. Tot so mate, hy kon nie sy hande toemaak, hy kon nie sy arms optel. Hy was soos 'n zombie. Miskien 'n verkeerde woord, maar in elk geval, hy was regtig baie siek. Maar gisteroggend 3, toe daar 'n draai gekom en dit gaan met hom baie goed. En hy's pas getroudes, en hy's nuwe verliefdes. Ek weet nie gewoon van nuwe verloofdes nie, maar in elk geval. Kom, geliefdes, ek wil vir julle vra, soos wat julle sit. Kom ons begin hierdie oggenddiens met die sit van die Ons Vader, soos wat julle in die bank sit, en dan daarna gaan ek die seën uitspreek, en wil ek julle vra dat ons dan opstaan en dan 3 heerlike liedere saam sing. Kom, ons doen dit vir die Here, ons is hier vir hom, en ons doen dit absoluut met vrymoedigheid, en dan bid aan die Here.
onse God. Wat 'n wonderlike voorreg het ons om vanoggend hier te kon instap en te kon weet dat ons hier in U teenwoordigheid is. Wat 'n wonderlike voorreg was om vanoggend te kon wakker word en te kon opstaan en om die glinstering van die reën op die bome en op die gras en op die blomme te kon sien. Wat 'n wonderlike voorreg was dit, Here, om deur U geseën te kon word vanoggend met die strale van die son. Dat ons kon opstaan gesond en fiks genoeg om vanoggend hier te kan wees. Daarom wil ons vra, Here, dat U ons vanoggend regtig U seën. Ja, Here, U seën oor elkeen van ons sal uitstort. Here, U weet dat die week onstuimig was en dat elkeen wat hier sit moontlik deur baie emosies moes werk. Maar Here, hier kom sit ons vandag saam met ons medegelowiges en selfs ongelowiges om die teenwoordigheid, die helendmakende, die genesende teenwoordigheid van U as ons God te kan beleef. Ons bid nou, Here, dat U Gees diep in ons harte sal kom werk en dat ons die vrede wat net U 'n mens kan gee sal ontvang. Here, seën nou elke man en elke vrou. Seën elke jong man en elke jong vrou. Seën elke seun en dogter. Seën, Here, elke kleuter. Seën ook elke Peter. Soos wat U die woord sê, Here, elke suigeling. Seën ons, Here, sodat ons vir hierdie wêreld en hierdie lewe kan kans sien, maar ook sodat ons U, Here, te alle tye kan ontmoet. Gee nou vir ons U vrede. En as jy dit sou ontvang, my liewe broer en suster, sê gou vir my, wat sou jy dan hardop kan sê? Amen. Amen. Ons staan dan voor ons die Here. You
swaar vanoggend oorlede is. Op hierdie se familie ek onthou nie maar op hierdie is oorlede. Kom ons sing hierdie lied met ons hele hart. Sing dit lekker soos wat jy voel. Maar gee dit vir die Here, gee dit. Thank
weet nou nie of dit reg is om in 'n kerk te vra of jy nou lekker gesing het. Maar ek dink dit sou reg wees om jou te vra, het jy dit geniet om die Here te dien? Het jy dit geniet? Prys die Here, ek sien die hande gaan op, so baie dankie vir ons musiekbedieningsgroep, baie dankie die liedere, baie skitterend gewerk. Ons gaan lees uit Johannes 4, daarvan vers 7, en ek wil graag vra dat julle maar julle Bybels oophou, want die reeks waarmee ons besig is 'n reeks wat die titel dra, God sê wat? God sê wat? Ek hoop, die meeste van julle is in julle persoonlike stiltetyd besig met hierdie onderwerpe en met daardie teksgedeeltes. Want ek dink jy sou saamstem dat die woord spaar mense nie. Hy sny baie diep in 'n mens in. Maar ek hoop ook dat julle in die groepe baie ervaar van wat die Here regtig sê. Die gevaar ook nou as ons hierdie gedeelte lees, is dat ons maar net weer gaan hoor wat jy al gehoor het. Ja, dit is so. Maar hoeveel keer hoop jy 'n mens die woord van die Here hoor net? Maar dalk is daar 'n oomblik of 'n moment waarin dit jou die eerste maal in jou lewe regtig tref. En ek bid dat vanoggend so 'n oggend vir jou sal wees en ook vir my. Die reeks sê dat ons vanoggend eintlik by die boodskap wat stil staan sê, naamlik wat handel oor vyandliefde. En julle hele week daarmee was julle besig. Volgende week handel dit oor vergifnis. En julle sou sien onder die vyandliefde en die tema van vergifnis redelik sterk inbeweeg. Maar weet julle wat? Ek kan nie vandag die woord bedien rondom vyandliefde nie. Ek kan nie. Ons moet vandag eers rondom die woord van die Here gaan sit, aan sy voete gaan sit, en hoor wat sê hy van sy liefde. Hy het dit verlede week ook gedoen. Verlede week toe het handel oor dat Christene ook bereid moet wees om vir Jesus Christus te ly en swaar te kry. Toe ons ook besef, maar ons kan nie by onsself begin nie, want wie is braaf genoeg? En toe die Here vir ons in die woord gevat na hoe hy gelei het. En toe kon ons mekaar, en kon die Here vir ons sê, as jy sien hoe hy gelei het, dan kan ons kyk na hoe die Christene in die eerste eeu gelei het, hoe dat hulle vandag nog lei, en dan vir mekaar sê, dis die prys. Kom ek lees saam met jou hierdie woord. Maar voor ek lees, wil ek eers met God praat. Vader, die Seun Jesus Christus het aan die kruis op Golgotha met sy eerste woorde wat hy gesê het, om vergifnis gevra. Dis die Seun wat aan die kruis die absolute, unieke en anderste liefde uitgespreek en uitgeleef het, toe hy gesê het, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit was sy woorde vir die slegte mense om. En aan sy hande sit daar die tekens van die kruisiging, en aan sy voete, en in sy sy, en op sy hoof, die merke van die doringkroon. En vandag is ons dan nog net so skuldig, dat ons dit nie reg kry, Here, om daardie liefde uit te leef. En daarom wil ek om vra, hier saam met elke persoon wat in hierdie kerk gebou is, wat gekom het om na die woord van die Here te kom luister, om U Here te kom ervaar, of dan maar net om te kom doop, dat die Here vir ons om hierdie woord sal het stilstaan, en dat ons sal beleef wat U vir ons sê, al het ons het al gehoor. Daarom pleit ons, en ek pleit dit vir myself,
dat die Gees hard en direk in my sal werk, en dan ook in elke persoon wat hier is, sal werk, Here, sodat ons die geluid van die Gees van God sal beleef, en ons hier sal uitstap as wedergebore mense. Mense wat skuldig staan, maar wat verlos is, en nie net verlos is nie, wat werklik nuut gemaak is deur U Gees. Jy het gesê, dis U woorde, dat ek die hart van klim met jou binneste sal neem, en dat ek vir jou 'n hart van vlees sal gee, sodat jy die wil van die Here kan doen. En Here, ek pleit dit vandag vir myself, en vir elkeen hier, laat ons dan ook dit vandag beleef. Terwille van die naam, Here, terwille van die eer, want die weet is op die spel, die wêreld kyk vir ons kyk vir mekaar, en ons slaag nie die toets nie, en ons bly skuldig, en ons bly, ja Here, ons bly sleg. Maar hier is ons, kinders van U, gered deur die bloed van die Here Jesus Christus, en ons stel ons en ons kinders oop vir die werk van die Gees vandag, want U het ons vrygemaak, U het ons vrygemaak, U maak ons vry. Amen. Kom ons lees in Johannes 4, vanaf vers 7. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê. En ek kon dit daar gestel. Ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Dis groot woorde, nee. Ja. Hy sê, wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie. Want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, luister mooi, dubbelpunt, nie die liefde wat ek en jy vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Dis werklike liefde. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons, en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom bly, en hy in ons. Hy het ons sy Gees gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan, dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom of haar, en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom. Ek gaan net tot sover lees. Daar hier kerk woord is belangrik, ek sal daaruit aan. Weet julle wat gebeur donderdagmiddag met my? Besig is die weerkamer worstelend, om met die Here te hoor, wat is die boodskap vir vandag? En hoe moet 'n mens die boodskap aanpak? Want hier sit klein seentjies en klein dogtertjies, en hier sit groot seuns en groot dogters, en groot seuns en groot dogters. En my voorbly, my lamp, maar ek maak dit nie. Toe ek by die foon kom, toe sien ek, maar hier is 'n nommer wat ek nie ken nie, my lamp, my landlynfoon sê net my nie geskakel. En ek skakel die persoon terug. En die persoon sê vir my, Anton, ek het net so 1/2 uur oop op my program, is dit moontlik dat ek by jou 'n draai kan maak?
Dis nie 'n persoon van ons kerk nie. Miskien is dit 'n persoon wat jy ken. Maar ek wil nou vandag vir julle sê, ek het bitter lanklaas in my lewe 'n groot man om en by my ouderdom gesien huil soos wat daai mens huil. Ek het regtig dit bitter lanklaas beleef. Selfs met die dood van geliefdes het ek nog nie 'n man of lanklaas 'n man so gesien weer. En ek het lanklaas 'n mens gesien wat in so 'n krisis is. Ek sê jou daar het 'n ding in hulle gemeente gebeur wat ek nie vir jou gaan vertel nie. Maar sy vraag aan my is, Anton, wat is die kerk? Wie is ons? Waarmee is ons besig? Hy sê, jy weet, ons reël program op program en funksie op funksie. En in sy konteks, ons jaag Bybels uit te maak mense gesond. En ons spreek in tale en ons doen allerlei wonderwerke. Maar ek vra jou vandag, wat is die betekenis van die kerk? Weet jy dit? Want daar het 'n ding in die gemeente gebeur wat om eenvoudig laat besef het, hier is nie kwaliteit liefde nie. Hier is eintlik nie liefde nie. En dat hy huil soos 'n kind en vir my vra, waarmee is ons besig? Ek dink dis 'n relevante vraag vir ons ook as gemeente, vir jou as besoeker wat vandag gekom het. Dis ook 'n relevante vraag. Wat gaan ons vir jou beteken? Wat kan ons vir jou beteken? Hoe het ons jou ontvang? Wat het jy hier beleef? Hoe is die vreemdeling wat vandag vir die eerste maal hier is? Hoe is jy beleef? Hoe is jy ontvang? Het jy die liefde van die Here werklik beleef? Of is dit maar net 'n sosiale klub waarmee ek klik met wie ek kan klik? Nou het jy. Ek sal vir julle sê wat was die oplossing? Want hierdie persoon het doodgewoon weggestap van sy gemeente af. En hy het gesê, as dit is hoe die kwaliteit liefde hier lyk, dan wil ek niks meer daarmee te doen nie. En ek wil vir julle sê, dit was close of hy die kerk van die Here Jesus Christus verlaat. Dis hoekom as ons na 1 Johannes 4 toe gaan vanoggend. Dan is dit belangrik dat ons kyk na daardie eerste punt. En ek weet, jy weet. Daardie eerste punt sê, kom ons kyk na God se liefde vir die wêreld. Weet jy hoekom is dit belangrik? Ek verstaan hierdie woord dat dit sê, die plek waar jy jou liefde gaan haal, bepaal die kwaliteit van jou liefde. Dit is 'n bietjie wat ek sê. As jy self die bron van jou liefde is, of as 'n ander mens of familielid die bron van jou liefde is, dan kan daardie liefde mooi wees. Kom ons sê. Dit kan vredelievend wees. Dit kan vrygewig wees. Dit kan hoflik wees. Dit kan 'n klomp goed wees. Mooi goed. Maar dit lyk vir my dat die liefde wat 'n mens by God as bron gaan haal, sy kwaliteit verskil radikaal van die gewone menslike liefde. Hoor bietjie, dink daaraan. Want vra jouself, en ek vra myself, waar is my bron? Waar kry ek my bron van liefde? Waar gaan haal ek dit? Uit myself uit? Of gaan haal ek dit by God? Want kyk 'n bietjie wat staan daar. In Johannes 4, ek wil net 'n paar woorde vir jou uitlig. En ek wil graag die Gees van die Here die geleentheid gee om dit in jou hart in te graveer of dan deesdae te tatoeëer. Want uitdaag is moeilik. Kyk wat sê in Johannes 4. In Johannes 4 sê,
liefde, agapao liefde, kom van God. Een van die het vir my 'n boek gegee om 'n bietjie te lees van 'n teoloog wat baie krities is teenoor die kerk en baie krities is teenoor die Bybel en die manier waarop ons die Bybel hanteer. Ek is nog besig met die boek, ek is nie klaar nie. Maar ek glo, geliefdes, dat hierdie 'n uniekheid is in die Christendom. Dat as ons 'n God aanbid en aanroep, dan vertel hy nie net vir ons hoe sy liefde of hoe liefde lyk nie. En hy beveel ons nie net om lief te hê nie. Hy kom en hy demonstreer dit. Hy kom en hy bewys dit. Daarom staan daar die tweede vers daar, dat hy dan sê, in sy wese is God liefde. Daardie stukkie wat ek net uitgelig het, ons het gelees het oor werklike liefde, is nie die liefde tussen 'n man en 'n vrou nie. Dit skiet ver te kort. Dis ook nie die liefde tussen 'n romantiese paartjie nie. Dit skiet nog verder te kort. Dis ook nie die liefde wat ons noodwendig vir mekaar het nie. Dit skiet ook te kort. Maar hy sê werklike liefde is die liefde wat God aan ons bewys het toe hy sy seun Jesus Christus aan die kruis laat sterf. Ja, jy sou my sê ounies. Ek het dit al gehoor. Ek sê dis al gehoor. Dit maak my niks meer. Kom ek vra die Gees van die Here vandag om by my en by jou 'n wonder te laat gebeur. Om vandag te ontdek dat as dit werklike liefde is, dan is dit die liefde waarop ek en jy leef. Wat het jou vandag hier? Wat het my vandag hier? Niks anders en niks behalwe as die feit dat God vir jou en vir my lief gehad het, toe ons nog, Romeine 5, vyande van die kruis was. Dit daaroor. Dink net, ons vat dit net as 'n maatstaf, dit gaan ons oor vyandsliefde. Hoe sou jy aan die kruis opgetree teenoor hulle wat jou onregverdig, spot, spoeg, slaan en doodmaak? So jy gevoel. Hoe voel jy maar net teenoor die ou wat jou niks gedoen het nie, maar jy per ongeluk voor jou ingeneem? Stupid voorbeeld, maar is 'n voorbeeld. Hoe voel jy teenoor die ou wat van jou verskil? Hoe voel jy teenoor die persoon met wie jy misverstand het? Kom ons laat dit, kom ons sê vir mekaar. In Christus, in God, kan jy nie lief hê en besef wat liefde is, as jy nie eers die waarde van dit wat op die kruis op Golgotha gebeur het ontdek nie. En ek wil dit saam met jou ontdek. Ek wil ook in hierdie lydenstyd, wanneer mense voor die Here kom staan en sê, Here, wat het hier gebeur? En dat hy vir ons hier deur die Paasnaweek ook sal antwoord en sê, dit het gebeur vir jou. Vir jou. Kyk die volgende teks. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom. Jy moet dit net mediteer. Jy moet dit tatoeëer in jou brein. Wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom, of God bly in haar. En as jy dit vandag nou regtig aanvaar, en ek dit aanvaar, dan waarborg ek jou in die kindertaal en vet jou. Jy gaan net met jou iemand anders praat. As ons ontdek wat dit is dat God ons liefhet, kom ek nie na die tweede punt. Kom ons praat 'n bietjie oor ons liefde vir mekaar. Ek staan nie daar om krities te wees, moet my nie so hoor. Maar ek is saam met jou self ondersoek. Saam met jou besig om te sê, Here, hoe lyk dit? Waar kom dit vandaan? Kyk bietjie wat sê die woord. Hy sê, elkeen wat lief het, ken God en is 'n kind van God. Nou kinders, dis lekker, nee. Dis positief. As ek lief het, dan is dit my getuienis, ek ken God en ek is 'n kind van God. Is dit nie lekker nie, nee? Want ken beteken nie om jou verstand om te ken en te sê, ja, jy moet al die antwoorde nie. Maar
ken beteken dat jy in 'n lewende verhouding met hom staan. En dat jou verhouding nie bepaal word deur jou medemens nie, maar dat jou verhouding direk met hom is, en dan, wat hy dan daar sê, dan het ek lief. Negatief, kyk daar in die volgende vers 8. Negatief sê dit, wie nie lief het, het geen kennis van God nie. Dis ook weer eens, dit weer bietjie wil. Wie nie lief het geen kennis van God nie. Kom ons kyk na die volgende teks. Ek wil net die teks in jou bedien, ek wil jy moet daarmee loop. As dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, dan sê die Bybel, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Dink 'n bietjie aan die ou wat op die studeerkamer was in Boston. Wat is die kwaliteit van liefde? Wat is die kwaliteit van ons omgee? Wat is die kwaliteit van vergifnis? Wat is die kwaliteit van mekaar te help? Wat is die kwaliteit? En so gaan ons aangaan. En daardie vers wat sê, as ons mekaar lief het, bly God in ons, en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Weet jy hoe werk dit? In daardie teks sê, as jy lief het, is die gees van God in jou. Kom ons sê dit vir mekaar. Nou dis wat, ek kan nie lief hê nie. Want 'n mens se liefde uit die verkeerde bron is na alles net 'n selfsugtige liefde. So werk dit dikwels binne ons verhoudinge. So werk dit binne ons huwelike. So werk dit binne ons gesinne. Dat ek het lief solank jy my lief het. Solank jy sis en so presteer, sal ek sis en so presteer. Dis nie wat liefde is nie. Daardie liefde is 'n menslik georiënteerde selfsugtige liefde. Maar hierdie liefde, luister mooi, dis hoe ek dit verstaan, kan net in 'n ou se hart kom as die gees van God jou wederbaar. Ek weet dis 'n moeilike term, mense is altyd, ek is ook maar ongemaklik daarmee, maar wanneer die Here vandag deur sy gees jou in jou binneste raak en jou binnekant omdraai, soos wat Ida sê, buitekant toe, en jy 'n nuwe mens word, dan ervaar jy die drang en die begeerte om eerder lief te hê as om te haat of te vergeld. Hoe lyk ons liefde? Is dit al getoets? Hier en daar al 'n bietjie getoets. Maar weet ons, en dit kom ons by ons derde punt, weet ons vyande, hulle wat anders as ons is, weet hulle dat ons God ken? Kyk die derde. Want hierdie gedeelte in Johannes 4 sê, as 'n mens jou broer verag, as jy vir jou broer raka sê, dan ken jy nie God nie. Dis wel dit is. Dan ken jy hom nie. Hy sê, want hoe kan jy jou broer haat wat jy sien? Hoe kan jy dan God lief hê wat jy nie gesien het? So maar kom ons sê vir mekaar, hoor net, om met Christus te doen het hê, en om met die Heilige Gees te doen het hê, en om met die Woord te doen het hê, en om met die Vader te doen het hê, is 100% teennatuurlik. Daarom moet hy hierdie andersheid, hierdie nuutwording, moet hy in my hart en in my lewe kom doen, sodat ek selfs hulle kan lief hê wat my haat. Dis 'n voorbeeld. Kom ons lees daar Matteus 5. Maar ek sê vir julle, nou het gesê, daar's vir julle gesê en geleer, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Dan staan daar geskryf, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat vir julle vervolg. Ek het so 3 weke gelede vir julle gevra asseblief bid vir die president ook. Toe sê iemand vir daai middag, dit is nou mos ook. Die
Jy gaan jou tyd mors. Hoor wat sê die Here Jesus, geliefdes, ek het net op u gesê, selfs die kleinste seentjie en dogtertjie moet weet, as hulle vir iemand bid, het hulle nie idee hoe sterk en magtig daardie krag is nie, want om te bid is in elk geval om God se krag in aksie te sit. Daar staan, julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. As jy net die liefhet wat jy liefhet, watter loon kan jy dan nog verwag? Sien jy die andersheid? Sien jy die uniekheid? Die wêreld sou sê, haat jou vyand aan. Moenie vir die ding bid nie. Moenie die persoon seën nie. Hy sal vir jou sê, groet net die wat jou groet. Jo, ek nou sê dit in deels, as ek sê die son val elke keer nie, die sleg doen met skerms net, want ons groet dan ook niemand nie, want die son val so sleg. Hier kan ons almal groet. En as jy ook groet, wat sê jy vir mekaar? Geseënde dag, die Here is by jou. Kom ons maak dit anders. En is dit jou en my vermoë, deur die krag van die Gees om dit te verander, deur liefde hê op 'n nuwe manier, op 'n ander manier. Ook in ons huwelike, dit was kenmerke van die Christene van destyds. Hulle is daarvoor gehaat en daarvoor geprys, omdat hulle liefde anders gelyk het, heeltemal anders. Ons kyk nou nog 'n teksvers. En as julle net julle gelowiges groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene ook maar net so nie. Julle moet julle vyande lief hê. Doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word. Punt. Ek sê dan. Wat het gebeur met daardie heilige man? Daardie man wat besluit het, ek vlug weg. Ek gaan vind vir my 'n ander geestelike tuiste. Die Here het hom geantwoord. Die Here het hom gesê, as jy 'n vraagteken het oor die kwaliteit van Christene se liefde, gaan terug en gaan leer hulle. As jy huil dat die trane loop, dink aan die hartseer in daai gemeente, waar mense ook deur hierdie emosionele vloegende gaan. Gaan terug. Gaan huil saam met hulle. Gaan genees saam met hulle. Gaan terug en gaan beoefen goddelike liefde. Daarom die tema wat daar gesê. Voordat 'n mens oor vyandliefde kan praat, moet jy eers God se liefde vir jou, vir ons ontdek. En moet jy daar eers jou medegelowige kan lief hê en dan jou vyand. Ek weet nie wat is daai. Ons moet saam.
sal bring. Ek moet net sê, ek het vir Hendro gevra, wat sê ouderdomsverskil, toe sê ek, ek sal in matriek wees as hy sal aan. Hendro staan nie ons. Want hierdie is nou verdeelde verantwoordelikheid. Hierdie twee gaan nou die grootmaak verantwoordelikheid ook vir Hendro oorlaat. Ek wil vir julle vraag is, kyk net bietjie na hierdie sien. Maar hier is nog 'n wys. Ek het nog nooit 'n kind gevat wat net oor dit kon val. Sê gou vir my. Verdien hy iets? Het hy iets in sy lewe bereik? Het hy al presteer? Is hy groot genoeg? Oud genoeg? Dat God oor hom steur? Wat het hierdie laaitjie gedoen? Dat ek sy naam nou met die Vader, met die Seun, met die Heilige Gees kan verbind? Wat het hy gedoen? Niks. Ek wil vir u sê, of jy nou groot gedoop is, en selfs herdoop is, jy het nog niks gedoen nie. Jy het niks verdien nie. Ek het niks gedoen vir my verlossing nie, want tot nou toe kon ek niks gedoen het nie. Ek kon nie sy naam bely om iets te verdien. Dis ek en jy. En dis hierdie fenomenale God, wat kan sien, Hendy en Jeanette, om hom en sy naam met jou te verbind. En nie maar so net hier nie, vir tyd en ewigheid, tot in die hemel hierna. En ook nie net met hom nie. Dan kan julle dink hierdie ouetjie gaan 'n nageslag hê. En hulle gaan 'n nageslag hê. So die God wie se naam ek en jy aanroep met jou en my eintlik niks, nie 'n saak as dit kom by ons verlossing nie. Dis hy wat dit doen. Dis hy wat uitreik na hierdie seentjie toe vandag. En daarom weet ek, julle twee en saam met Hendro is deur moeilike tye. Erken ook lyding. Dis ook die ouderdomsverskil tussen Hendro en Jan. Maar hulle harte, is dit vrede, is dit vreugde, is dit lief vir die Here. En kom die Here vandag net na jou toe as mamma, en na Hendy as pa, en na jou toe Hendro, en na julle hele familie, na oupa, en oumas wat hier so sit, en hy sê Hannelie, en hy sê Anita, en hy sê Henny, ek sit dit voort hoor, ek sit dit voort. Ek het nie langs die pad ontrou geword nie. Daarom kom ek om in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Want dit is God se kind. En mag jy, klein seentjie, verlief raak op God. Mag jy in jou huis saam met pa en ma saam met dan. Mag jy niks anders doen as om Jesus die belangrikste te maak. Dis 'n teken nie van my af, nie van die kerk af. Maar dis God self. Jan, Vader, ek roep jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Here, jy het Johannes die Doper in sy moeder skoot met die Gees vervang. Jy het vir Jan geken voordat hy nog gebore is.
jy het 'n verhouding met elke bejaarde. Ons het niks gedoen om dit te verdien nie. Ons is soos babatjies met geen verdienste. Maar jy kom vandag en jy verbind jy aan Jeanette en aan Hindy en jy verbind jy aan Hendro, maar jy verbind jy aan jou. En Here, ons is bly. Ons is dankbaar, saam met die oumas en oupa, saam met julle familie, dat U sal breel van genade oor hulle span, dat U vir hulle waarborg en sê, jou naam is in die palm van my hande geskryf, ek sal jou nooit ooit vergeet nie. Daarom bid ons Here dat hulle in voorspoed en in teëspoed niks anders sal weet nie, behalwe dat U hulle liefhet en by hulle sal wees. Ek wil nou vra Here dat U sal luister as ons as gemeente die lied sing, God is liefde, juig ons harte. Kom ons sing dit bidend.
net sommer vir u sê, ek het nog nie vrees ek afkondigings gedoen nie. Op 'n middag om 4:45 kom die manne by mekaar, saam met Susan. En as daar nog mense wat bykom, is dit reg. Maar ons het vanmiddag 4:45, dan bepaal ons die detail van die manne ontbyt saam met Brand Pretorius, die 9de Mei, Saterdag in die 9de Mei. Almal word genooi, maar die vrouens werk nie. Net Susan werk, sy het gerapporteer. Ek wil ook sommer net vir jou sê, Woensdag aand 6:00 is daar 'n bazaarvergadering. Gaan ons ook net die verfyningswerk doen. Maar as daar van is wat met baie goeie ander voorstelle wil kom, is jy welkom. Ek wil ook sommer net vir jou sê, dit is 'n lekker besige tyd. Maar op die afkondigings is daar ook vandag vir die eerste keer, is daar nou ook 'n afkondiging vir die uitreik na Namibië toe. DV, as die Here wil, die 3de tot die 12de Julie, ek wou hom uitgetrek het, maar elke keer kom daai mense daar kom met 'n dringende boodskap, en ek hoor dan, ons kan nie met ons bediening aangaan as julle nie kom nie. So ek wil nog vir jou vra, maak nie saak hoe oud jy is nie, hoe jonk jy is nie, as jy roeping het om saam te gaan, die kostes is baie minimaal, ons poog op te werk met R1000 per persoon, maar die Here is altyd nog vir ons goed, dat ons daarby kan, dat ons so kan regkom. Maar, ek wil vir u vra, skakel vir my, ons sal so teen einde Maart, middel April, sal ons seker maar nog meer 'n idee wil kry, maar dis in ons hande nie, al kom jy 'n week voor die tyd, sal dit sleg wees, maar as jy dan moet kom jy. So geliefdes, hier is ons mooi geleenthede, die Here vertrou ons met baie dinge, om ons gebruik te maak. Kom ons staan. En ek wil ook vra dat julle asseblief hierdie volgende lied ook self beskikbaar sal stel, wel sal beskikbaar stel, dat jy wel vir julle sal sê, ek sal hierdie week lief hê, maar die Gees het die woord met my daartoe druk. En die sal die woorde laat hier die vrede deur my vloei. Kom ek spreek die seën van die Here oor die uit en sing hierdie lied as 'n reaksie daarop. In Joël 2 het die Here al die volwassenes, manne en vroue en selfs die bruidspare uitgeroep, die bejaardes, die kinders en ook die suigelinge, en een het hulle die verbond vernuwe. Jy het ook vandag hier vir ons vertel hoe lief jy ons het. Jy het ook vir ons gesê hoe die liefde onder mekaar dan moet lyk, maar ook ons liefde vir ons vyande moet lyk. Here, ons kan nie, maar U kan in ons en deur ons. U maak ons in staat tot alle dinge. Ons bid nou dat hierdie week 'n nuwe week sal wees in ons lewe, dat ons in alles U liefde sal uitleef, want U sê vir ons, die genade van die Vader en die liefde van die Here Jesus Christus en die teenwoordigheid van God die Heilige Gees is by jou. Is by jou. Here, seën U. Yeah.
positiewe gees